Naat mense, is Jaapie hier so, ek wil met julle behandel Openbaring 10. Kom ons begin. The mighty angel with the little book. I saw still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud, and the rainbow was on his head, his face was like the sun, and his feet like the pillars of fire. Nou, Yahushua word 'n engel genoem. Genesis is al die verse, wys vir jou, waar Yahushua 'n engel genoem word. Veral in die Ou Testament kan mens dit nogal baie sien, en selfs in Openbaring ook 'n paar keer. Soos byvoorbeeld Openbaring 22 word hy ook 'n engel genoem. Sy gesig en bene straal met glans in 'n reënboog is bo sy kop, soortgelyk aan Esegiel se visioen van Jahoua in Esegiel 1 vers 27 tot 28. Interessant genoeg, boog 'n reënboog ook oor die troon van Jahoua volgens Openbaring 4 vers 3. Hierdie wese is ook gekleed in 'n wolk wat lyk soos Elohim van Israel in Exodus 19 vers 9 en Esegiel 10 vers 4. Onthou julle daar by die berg Sinaï was daar ook so wolkbedekking vir Jahoua, maar ek glo dit was Yahushua wat die wet gegee het vir Moses. Esegiel 1 vers 27 tot 28. Also from the appearance of his waist and upward I saw as it were the color of amber, with the appearance of fire all around within it, and from the appearance of his waist and downward I saw as it were the appearance of fire with brightness all around. So sy bene het gelyk soos wat beskryf word hier in Openbaring 10. Like the appearance of a rainbow is in a cloud on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. This was the appearance of the likeness of the glory of Yahuwah. Nou weer eens ook, noem hy ook 'n wolkie so en 'n reënboog. Net soos hierdie beeld wat Johannes sien met sy visioen. He had a little book opened in his hand, and he set his right foot on the sea and his left foot on the land, and cried with a loud voice as when a lion roars. When he cried out, 7 thunders uttered their voices. Nou Openbaring 5 vers 5, where Yahushua is called the Lion of the tribe of Judah. Die engel is Yahushua Messias. Hy hou die boekrol van Daniel se profeseë in sy hand. Die boekrol is nou klein, want hy is groter. In hoofstuk 5 het hy aan Johannes vertoon as die lam. Verskyn, hy het aan Johannes verskyn as die lam ons in hoofstuk 5. Onthou julle, toe hy oorspronklik hierdie selfde boekrol, hierdie is dieselfde boekrol, dit is nie 'n ander boekrol nie. Dit is die boekrol van Openbaring 5. Dit is die profeseë van Daniel wat geseël was, wat die engel vir hom gesê het om te seël. Dis hierdie boekrol. So dit word weer herhaal in hoofstuk 10. Maar hier in hoofstuk 10 word hy voorgestel as die leeu. Hy word voorgestel as die regter en regeerder van alles. Nou in hoofstuk 5 word hy Yahushua voorgestel as die lam, en hy vat hierdie boekrol en hy maak die seels oop, want hy mag. Nou hier in hoofstuk 10 word hy voorgestel as die leeu. Die leeu kom om te oordeel, om te regeer, hy kom as koning, en hierdie is ook maar 'n verwysing na sy wederkoms, wat gebeur het rondom 70 na Christus. Want hy het kom kyk, laat Israel ordentlik geoordeel word, soos wat hulle moet geoordeel word, deur Rome, en hy was in beheer van dit alles. Hy word voorgestel as die regter en regeerder van alles. Hy is die een wat beheer wat met die nasies, see, en Israel, die aarde of die land, gebeur. Hy is in beheer van die oordele oor Israel en Jerusalem, en hy bereik daardie doel deur Rome. Yahushua vervul baie rolle vir Yahuwah. As 'n lam, sy regterhand, as 'n boodskapper, 'n engel. In die Ou Testament word hy baie keer na verwys as 'n engel. En in Openbaring self word hy 'n paar keer na verwys as 'n engel. Die reënboog verwys na die vloed van Noag, dat die aarde nie weer deur 'n fisiese vloed verdelg sal word nie. Maar hier verwys dit na 'n figuurlike vloed, waarin Rome oor Israel spoel soos 'n vloed.
Die voete op land en die see is 'n verwysing ook na die standbeeld van Daniël 2 met die voete van yster en klei, die see en die land. En dit gee 'n wenk dat die boekrol is Daniël se geseelde profeseë wat handel oor Rome en Israel, voete van yster en klei, wat beide vernietig word aan die einde van tyd, net voor die 1000-jarige vrederyk. Dis sien ons mos in Daniël 2. Oorstromings word dikwels in die Bybel gebruik as 'n metafoor vir 'n invallende leer. En dis wat die reënboog eglo ook na verwys is na die invallende leer van Rome, wat die oordeel bring oor Israel, dat hulle wetteloos geleef het. En omdat hulle Jehoshua doodgemaak het. En omdat hulle sy volgelinge ook vervolg het. Net soos Rome. Dis hoekom hulle albei gestraf was. Jesaja 8 vers 7. Now therefore behold, Yahuwah brings up over them the waters of the river, strong and mighty, the king of Assyria, and all his glory. He will go up over all his channels, and go over all his banks. Hier verwys dit na hierdie weermag van Assirië as soos 'n watervloed. Daar is ander verse, soos julle kan sien, wat dit ook sê. Dis nie net hierdie een vers nie. En dit is die rol wat Rome vervul het. En Jehoshua het beheer gehad daaroor. Hoe dit sal afspeel. En dit is, ja, ek sal nou praat oor die 7. Kom ons gaan aan. Vers 4. Now when the seven thunders uttered their voices, hier sê van die 7, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the seven thunders uttered, and do not write them. 7 verwys na volmaaktheid en perfektheid. In die konteks verwys dit na die volkome oordeele van Israel, volkome oordeel van Israel en dan Rome. Die voete van yster en klei wat saam vernietig was rondom 70 na Christus. Die sedelose vrou is Israel en die man Rome. Onthou, die man en vrou wat sedeloos was, word gestraf. Nie net die vrou nie. Israel is die vrou, of jy kan maar sê Juda se oordeel, dis die vrou. En dan in Openbaring 'n paar keer word na die vrou Israel verwys of Juda. En dan die man is natuurlik Rome. Hulle albei word gestraf. Nou Rome 'n bietjie later as 70 na Christus, hulle in 70 na Christus was die wat die vrou gestraf het, né, wat hulle haar vernietig het. Maar Rome is daarna vernietig deur Yahuwah. The angel whom I saw standing on the sea and on the land raised up his hand to heaven. Land is Israel en see is Rome in die konteks. Verse 6, and swore by him who lives forever and ever, who created heaven and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be delay no longer. Jehoshua proklameer hier dat die oordeele, die perfekte oordeele, 7, gaan daar en dan in vervulling kom. Dat die tyd het gekom vir dit om te vervul. En hier praat ek nou van hierdie oordeel oor Jerusalem en die tempel en die Jode of Juda. En dit het gebeur mos 70 na Christus. Dit is wat hierdie woorde beteken. Dit verwys na daardie gebeurtenisse van daardie tyd. Dat daar nie meer delay gaan wees nie, want dit het daardie tyd vervul. Die hele Openbaring, behalwe hoofstuk 20 tot 22, het vervul in 70 na Christus. Dat die tyd het gekom vir dit om te vervul. Hy verwys natuurlik na wat die boekrol van Daniël gesê het oor Juda, Israel, sy oordeele en die vernietiging van die tempel in Jerusalem deur Rome. But in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mystery of Yahuwah would be finished, completed, accomplished, as he declared to his servants, the prophets. Openbaring 17 vers 7, but the angel said to me, why did you marvel? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which was the 7 heads, who has the 7 heads and the 10 horns. Die mysterie is Israel, wat die hoer is wat op die dier ry. Die dier is mos Rome. Dit is hierdie
mystery wat na verwys word, wat die profete van gepraat het in die kamstige Ou Testament. Dit is waarna verwys word, wat vervul word. Die oordele van Juda en dan van Rome, die dier. Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, Go, take the little book, which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. Die engel Yahushua wat regeringskap het oor alles op aarde. Mattheus 28 vers 18. And Yahushua came and spoke to them saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Ja, hierdie is ook 'n verwysing dat Yahushua het beheer oor alles. Hy staan op land en see. Hy het beheer oor Israel en die ander nasies wat die see verteenwoordig. So I went to the angel and said to him, Give me the little book. And he said to me, Take and eat it, and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter. Daniel 12 verse 4. But you, O Daniel, shut up the words and seal the scroll, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Net soos Esegiel se boekrol so soet was, kom ek behandel net gou eers hierdie Daniel, kom ek praat net 'n bietjie daaroor. Hier praat hy met Daniel, en hy sê, hy moet die woorde seël, en hier in hoofstuk 10, weer eens, soos met hoofstuk 5, sê hy, dat hierdie seëls word oopgemaak, en hierdie strawwe kom oor Israel, oor Juda, en oor Rome. So dit beteken Daniel is vervul in 70 na Christus. Daniel is vervul daardie tyd. Al die profesieë van Daniel is vervul in daardie tyd. Dis wat dit beteken. Daniel gaan nie vandag vervul nie. Volgens Openbaring, met hierdie boekrol wat Daniel se profesieë is, sê hierso dit word vervul met Israel, met Juda se vernietiging, met die tempel en Jerusalem se vernietiging. Net soos Esegiel se boekrol so soet was soos heuning in sy mond, so was Johannes sin. Esegiel se boekrol was binne en buite geskryf met klaagliedere, rou en elende. Alles dinge wat as bitter beskou kan word. Beide rolle is so soet soos heuning, omdat al die woorde en opdragte van Jahoua afkomstig is. Jahoua se woorde word verteenwoordig as soet. Dis wat hy bedoel. En hier sê dit so in Psalms 19 vers 9 en 10. The fear of Yahweh is clean and enduring forever. The ordinances of Yahuwah are true, and the righteous altogether. More to be desired are they than gold, yes, than much fine gold. Sweeter also than honey and the droppings of the honeycomb. Hier sê dit dat Yahuwah se woorde is soos heuning in ons mond. Dis wat dit beteken, Yahuwah se instruksies is soos heuning. Maar die profesie wat hy gee, is bitter in die maag, want dit is strawwe, dit is oordele, dit is klaagliedere, dit is rou, dit is elende, dis waaroor dit gaan, so dit is bitter in die maag. Maar Jahoua se instruksies is soos soet, soos heuning in die mond. Dit is wat hierdie beteken, mense. En hier spring hy nou weer. Dit is wat dit beteken. And he said to me, You must prophesy again about many peoples, nations, tongues and kings. Hierdie hoofstuk word afgesluit met Johannes wat die hemelse boekrol eet om hom die gawe van profesie te gee, soos die profeet Esegiel in Esegiel 3 vers 1 tot 3 gedoen het. En net soos Esegiel later die komende vernietiging van Jerusalem deur die hande van die Babyloniërs voorspel het, staan Johannes op die punt om dieselfde te doen hierdie keer. Net hierdie keer sal Jerusalem nie deur Babylon vernietig word nie. Hierdie keer sal sy 'n meer gedigte teestander, Rome, in die gesig staar. Ja, dit is interessant dat Yahushua in hierdie geval al 2 kere praat van 'n boekrol wat geëet word in Esegiel en met Johannes,
want dit gaan oor dieselfde nasie wat gestraf word. Dis verskillende weermagte wat hulle gaan straf, maar hulle word al twee kere gestraf as gevolg van dieselfde tipe sondes wat hulle gedoen het. En dis interessant, dit is ook eintlik 'n verwysing daarna dat hierdie gaan spesifiek oor Juda wat gestraf word, oor Jerusalem wat gestraf word. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die wêreld nie, dit gaan nie oor Amerika of Rusland of China of so nie. Dit gaan oor Jehovah wat Juda straf tydens 70 na Christus. Die Openbaring handel daaroor. Die Openbaring handel nie oor die hele wêreld nie, dit handel oor Israel. Net soos die hele Bybel handel oor Israel. Ons weet dit mos. Die Bybel is geskryf vir Israel. Van Adam af tot Openbaring toe praat Jehovah oor Israel, oor die goeie en die slegte dinge wat hulle doen, oor die goeie dinge wat Jehovah vir hulle doen en die slegte dinge wat hy doen omdat hulle hom ongehoorsaam is. Hy praat nie van die ander nasies en so aan deur die Bybel nie. Al waar hulle in genoem word as dit te doen het met Israel. Dis wanneer hulle genoem word. Dis 'n prinsip wat mense moet verstaan van die Bybel. Dat dit gaan oor Israel, alles. En ja, dit is hierdie hoofstuk. Die volgende hoofstuk, ek dink julle sal seker daarvan hou, want dit handel oor the two witnesses, die twee getuies. So daar's 'n paar kandidate en ek gaan daaroor praat volgende. So geniet julle dag en ek hoop julle het hierdie ook geniet, soos ek het ook baie geleer. Groete, bye.